Hartlike goeiemôre hier van my kant af, Karen, wie aan die woord hier op 'n Dinsdagoggend. Ons trek by die 25ste November en dit is 5:30 die oggend hier op Facebook op die Dak International page waar ons uitsaai op 'n Dinsdag, Woensdag, Vrydag en Sondag. Nou ons is tans op 'n roadtrip besig en dit is waarom ons nie elke dag uitsaai nie, maar terwyl ons die geleentheid het, dan doen ons dit, loof die Here. So ons is vanoggend nog hier in Oudtshoorn. Ons is besig hier met die roadtrip. Ons is op ons pad amper hier na die einde toe. So ons het gisteraand hier in Oudtshoorn oorgeslaap en vandag gaan ons deur George toe. Ons gaan so 'n bietjie kyk na ons konferensiefasiliteit vanmiddag en dan kan ons dit ook so met almal deel. Ag, is dit nie 'n heerlikheid en 'n opgewondenheid nie? En ons wil volgens net weer so baie dankie sê vir elkeen waar ons die afgelope tyd ons tyd kon deurbring in hulle huise, die gasvryheid, die liefde, die omgee, die uitreik, ek kan net volgens sê, ons het die amazingste gemeente wat ek in my hele lewe nog ontmoet het. So, elkeen dra ons belange op die hart, elkeen is so lief, wil net uitgee en nog gee en dit is net so lekker. Baie dankie weer eens vanoggend. Ek dink as vrou ook kan ek vanoggend vir julle baie dankie sê dat jy na my behoefte ook kyk en omsien en al die dinge. So ja, dit is net vir my so 'n heerlikheid vanoggend. Nou prys die Here, ons is vanoggend hier in Oudtshoorn waar ons uitsaai 5:30 die oggend en ons deel vanoggend weer ons boodskap so bietjie na ons tydlyne toe, na ons tydtusse toe en so kan almal daarby uitkom. Nou gisteraand het ons die geleentheid gehad hier in Oudtshoorn om ons Duitse vriende te ontmoet. Hollanders, ekskuus, ek is die hele tyd hier mekaar met Duits. Hollandse vriende te ontmoet en ons kon so lekker gesels oor die evangelie, hoor hoe die evangelie daar in Holland is en wat daar gebeur en dat daar eintlik geen evangelie daar versprei word soos wat ons gewoond is daar aan die show. En ek het besef weer eens toe ons so gesels met hulle gisteraand, toe besef ek weer dat hoe bevoorreg is ons as kinders van die Here wat hom ken, wat hom aangeneem het, wat die evangelie kan hoor, wat die Bybel kan lees en kan verstaan, om wel ons ewige lewe te kan bereik. Joh, dit is net so amazing. En baie keer in ander lande is daar nie eers 'n bewussyn daarvan nie. In Holland het ons gisterand weer gehoor, daar is so min wat die Here dien. En dit is vir ons 'n groot saak wat op ons harte druk. Ons het ons wil nie sê toevallig nie, dit het net so gebeur dat ons by hierdie mense uitgekom het en die evangelie so kon deel. So hulle kan ook iets saamvat en ook weer hulle harte uitsorteer. So, en ek besef, baie keer is daar net iets in die evangelie wat 'n mens afsit, wat mens voel, ek wil nie deel wees van die evangelie nie. Baie keer is dit hardheid, baie keer is dit reëls op reëls, gebod op gebod, en dit is waarvoor ons as kinders van die Here so waaksaam moet wees, want die hele evangelie gaan oor 'n verhouding met ons Vader, deur die Here Jesus Christus, met die Gees wat in ons harte woon. Wanneer ons die Here aanneem, daardie oomblik, dan ontvang ons die Gees van die Here, en so kan ons deur die Gees met God die Vader en deur Jesus Christus met God die Vader kommunikeer. Is dit nie 'n verskriklike voorreg nie? En as mens dit weer so hoor, dan raak mens se hart so seer en mens dink, Here, is daar werklik baie keer nie eers 'n bewussyn van 'n mens se ewige lewe nie. So dit het my nogal baie geraak gister, en ja, ons bid baie dat die Here siele sal red, en dalk net iemand kon aanraak gister, en dalk net daai knoop kon losmaak van die evangelie is 'n verhouding met ons Vader, deur Jesus Christus wat red en verlos en vrymaak, sodat ons die ewige lewe kan ingaan. So ja, ons was nie verniet in Oudtshoorn nie, dit maak my so opgewonde. Baie keer weet mens nie eers hoekom is jy op 'n plek nie, maar die Here gebruik die saak ten goeie. Loof die Here. Nou, vanoggend gaan ons gesels, Stanley het Sondag met ons gepraat oor die plan van God
die plan van onsself, die plan van die duiwel en die plan van God. En dit was so amazing geweest. Ek dink jy kan saam met my stem. En natuurlik uit dit het vrae gekom oor, is die wil van God en die plan van God, is dit dieselfde, verskil dit, of wat ook al, wanneer mens kyk na Jakobus 4 vers 15, dan besef 'n mens, daar is dalk 'n probleem, en dalk weer 'n vraag wat opgeduik het, en dit is altyd so 'n lekkerte, wanneer ons die woord van die Here so bedien, dan kan 'n mens sekerheid kry in die woord van die Here, want baie keer maal daar dinge, na 'n boodskap deur 'n mens, en dan dink jy, maar ek het nou al dit in daai skrif gelees, en hoe pas dit nou in, en is dit dieselfde, is daar 'n verskil? So ek wil net so bietjie vanoggend gesels oor, wat kom ons kan mamma weer, wat sê? Weer sê, ons het nou eers ingeskakel. Goeiemôre almal, goeiemôre. Wat moet ek weer sê? Ag, prys die Here, dit is Jakobus 4 vers 15 wat ons vanoggend gaan behandel, en ons het so lekker gepraat, mos nou Sondag, oor die plan van God, en is daar 'n verskil tussen die wil van God en die plan van God, volgens Jakobus 4 vers 15, en vanoggend gaan ons die skrifgedeelte so lekker deurgaan, en dan dink ek, daar gaan dit wees 'n bietjie sekerheid ook in ons harte wees, oor die wil van God, want ons verstaan nou mooi, wat is die plan van God, en die plan van God is natuurlik ons ewige lewe, is om ons hemel toe te vat, loof die Here, dit is ons toekoms, ons, wat sê die woord, ons wat se toekoms? Ons hoopvolle toekoms. Yes, in hom. Dit is natuurlik ons ewige lewe. Ag, poppeliefies, mag ek asseblief my flesie watertjies kry? Oh, my mondjie is so droog vanoggend. Ons het lekker sinus opgetel hierso. Askies, het nie gehoor van Oudtshoorn nie. O ja, dit was net 'n heerlikheid. Ons het gisteraand mense ontmoet, wat van Holland afkom, en so 'n bietjie lekker gesels oor die evangelie, en ag, net daar 'n bietjie 'n update gekry van hoe dit daar is. Hulle was so opgewonde om te hoor wat ons hier doen, en hoe ons dit doen, en dat die evangelie so lewend kan wees, en al die dinge, want hulle het dit nie daar nie, en dit is meer katoliek, en allerhande ander godsdienste en dinge wat daar is, maar min wat werklik die Here dien. So vir hulle was dit 'n groot opgewondenheid, en hulle het so lekker geluister, en hulle was so opgewonde, terwyl ons dit so deel, en om net te verstaan, dat die mense 'n verhouding met ons hemelse Vader mag hê. Dis nie reëls op reëls, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie nie, want dit is baie keer wat ons so 'n skeer gee in die evangelie. Ek moet, en ek moet, en ek moet, en ek mag, en ek mag, en ek mag nie. En in die meantime is dit net om 'n verhouding te hê. Wanneer jy 'n verhouding het en jou hart is oop voor die Here, dan weet 'n mens, wat is jou saak in die evangelie? Is dit nie so nie? En dan kan jy om soveel heerlikheid en opgewondenheid dien, en dit is hoekom ons gisteraand hier in Oudtshoorn moes wees, joh, en ons praat so met mekaar, nadat ons so lekker met die mense gesels het, en ons sê, ja, ons het vanaand oor 7 bedien in Holland, hulle was hier, so ons kon so lekker met hulle gesels het, prys die Here, so elke geleentheid gryp ons aan. Ja, wat eintlik amazing was, die hele aanlyn kerk het hulle gedink is 'n awesome idee. Ja. Dis weird nie. Ja, dit was eintlik die groot aanknopingspunt ook gewees. Ag, en dit is altyd so lekker as daar 'n babietjie is. Ek kan vir jou sê, as daar 'n babietjie is, daai deure is so vinnig oop. Dis nie eens 'n grap nie. En ek het gisteraand 'n babietjie gesien van 'n jaar oud wat groente eet soos wat ek dit nie kan eet nie. Dit was so oulik. Maar in elk geval, en toe ons gesels oor die aanlyn kerk, was hulle so opgewonde, en hulle voel dis 'n awesome idee, want nou kan die evangelie by almal uitkom, en hulle het nie eens gevoel dis weird of iets, hulle het net gesê, wow, dis amazing. So ja, die kerk is nie so snaaks waar jy dalk aangesluit het nie, want dit kan oor die hele wêreld kan dit wees, en ons glo en ons vertrou, hulle sal ook gaan kyk na die evangelie, sodat hulle harte ook gesond kan word. Baie keer van die ou mense het die evangelie op so 'n gestrenge, harde, reël op reël, gebod op gebod, uitgedra. O, papa, dit raak baie rof. Dat hy is net perfek, hoor.
uitgedra dat baie mense so skeer gekry het in die evangelie. En ons glo en ons vertrou die Here kan harte gesond maak. As daar net een kan wees in Holland wat die Here werklik kan dien, kan die Here dit gebruik om siele te win. En dit is hoekom ons elke geleentheid moet vasgryp wat ons het, sodat ons die evangelie kan bedien. Oupa was ook 'n prediker, soos hy in 'n kerk groot geword. Ja, die vroutjie met wie ons gesels het, sy oupa was 'n prediker gewees en sy het in die kerk groot geword en dit het haar so afgesit dat sy gevoel het sy gaan nou lewe nie weer die Here dien of enigiets met godsdienst te doen het nie. So ja, dit is ons bid vir die mense dat die Here ook daai harte gesond maak, loof die Here. So prys die Here, ons gaan vanoggend gesels oor Jakobus 4 vers 15 en dan gaan ons so lekker gesels oor die plan en die wil van God. Ons het nou baie mooi gehoor wat die plan van God is, maar is die plan en die wil van God wel dieselfde? So kom ons gaan kyk lekker daarna, maar voor ons begin gaan ons net lekker saam bid. Ek het so 'n sinus hierso net waar ek sit. So ek het net so 'n bietjie 'n droë mondjie, ek wil net so 'n bietjie watertjie sluk. Loof die Here. Kom ons bid lekker saam vanoggend. Vader, ons sê vanoggend vir U so baie dankie. Wat 'n geweldige voorreg wat ons het om 'n verhouding met U te hê, Vader. En joh, dat ons U Gees ontvang het in ons harte en dat U in U Seun in ons siel kan woon deur U Gees. Vader, ons het die dag wat ons hart vir U gegee het ons die tempel geword, ons het die gebou geword. En dit is so opgewondenheid om daaraan te dink, dit gaan nie meer hier oor enige gebou of tempel of enige iets op hierdie aarde nie, maar dit gaan, Here, oor ons innerlike wat U moet loof en prys en dien, 'n verhouding met U hê. Here, en elke dag kan besef ons, die plan van U is ons ewige lewe. Vader, ons dank en ons loof en ons prys U en dat ons, Vader, altyd die besef sal hê dat ons 'n rein en 'n heilige lewe voor U moet lei, maar nie net reël op reël, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie nie, want dit maak 'n mens moedeloos, maar terwyl 'n mens 'n verhouding met U het, dan besef 'n mens wat U woord werklik vir ons sê, dan kan ons U woord aanneem, en dit maak ons los, en dit maak ons vry. Dit maak nie, Here, dat daar net hierdie reëls in ons lewe is nie, dit is so 'n vryheid in ons lewe, wanneer ons kan besef, ons kan vrykom en loskom van sonde en ongeregtigheid, en ons dank en ons loof en ons prys U vanoggend, dat U ons as kinders van U help, en dat ons kan verstaan, Vader, dat ons kan aanneem, dat ons kan toepas, dit wat ons lees in die woord, en dat ons dit deur 'n verhouding met U kan doen. Here, baie keer wil ons dit in ons eie krag doen, en dit raak hard, Vader, maar as 'n mens 'n verhouding het, dan besef 'n mens, dis nie hard nie. Dit is soveel liefde wat ons hemel toe wil vat, en ons dank U net vanoggend, dat ons daai liefde van U kan ervaar, en in ons lewe kan hê, en kan toepas, en kan uitdra, na elke een buite. Ai Here, dit is so amazing. As ek net weer dink aan redding van siele, Vader, daar is soveel lande en plekke waar die evangelie nie werklik bedien word nie, daar is soveel plekke waar dit net, Here, hulle sê dit is Christelik, maar dan is dit Katoliek, Vader, en vanoggend wil ek U aanroep, dat U siele sal red en verlos en vrymaak, en ons wil bid ook vir die gesin wat ons gisteraand ontmoet het in Holland, Here, dat hulle ook kan gesond word innerlik, Vader, en dat hulle kan besef, hulle kan 'n verhouding met U hê, en dat hulle net hulle harte kan oopmaak teenoor U, Vader. Hulle was so opgewonde om te hoor wat ons sê, en dat dit ingang sal vind in die hart, Here, en dat dit nie sal doodgaan nie. Ons dank U net vanoggend, ons loof U net vanoggend vir U wonderbare krag en heerlikheid. Here, ek wil ook vir U baie dankie sê vir die pad wat ons al gekom het. Here, dit is vandag al 29 dae op die pad, en ons is so opgewonde, Here, vir oral waar ons kon wees, tot in Stella, die kleinste dorpie, en oral waar ons kon uitkom, by elkeen in hulle huis, Vader, en ons dank U vanoggend, en ons loof U dat U so wonderbaar is, Vader. Here, ek wil ook vanoggend bid vir Willie Brits, sy verjaar vandag, daar in Forest Farm, Here, elke keer wat hy ons bel, U weet, is hy so opgewonde dat ons daar was, almal bly net sê dankie, en hulle wil ons weer sien, en almal het so lief geraak, en ag Here, dit is so 'n groot saak in ons harte, en ons dankie vanoggend dat U vir Willie deurdra in die jaar wat voorlê, dat U, Here, my God, halleluja, hom gebruik,
nuttig in u koninkryk. Hy het so ywer, Vader, hy wil so graag net vir u iets doen, hy is so opgewonde oor u woord, Vader. As ek elke keer hoor, as hy die Bybelskool so klaar gelees het, en hy vra die vraag, dan sê hy, ai oom, ek wil net huil, dis die awesomeste goed wat ek hier lees, en hoekom kon ek hier nie al lank al vir julle ontmoet het nie, en die woord maak hom so vry en los, en ek wil bid dat u hom nog meer nuttig sal maak in u koninkryk, daai ywer dat dit nooit, Here, sal doodgaan nie, maar dat dit net sal groei in sy hart, Vader. Baie, baie dankie vir u krag en heerlikheid ook in sy lewe. Dankie vir die getuienis wat hy kan wees in Forest Farm, Vader, dat ons nou klaar daar was, en ons sê, hoe het ons op Willie afgekom en so aan, het almal begin verstaan wat Willie doen, Here. En hulle het ook opgewonde geraak, ewen die personeel het opgewonde geraak oor sy uitsendings. Hulle het nooit regtig verstaan wat hy doen nie, Here, en die opgewondenheid het deurgebreek en almal begin luister, en hy is so ywerig om dit ewen in Engels te probeer vertaal, en dat almal in Forest Farm dit ook kan verstaan, en ag Here, help hom, Vader, om sy getuienis net verder en verder uit te dra, en werklik, Here, in u koninkryk siele te win vir u. Baie dankie, Vader, ons loof en ons prys u, en ek wil bid vanoggend dat u my sal help terwyl ek die woord so moet bedien, dat u my sal help om met 'n nugterheid en vrede en hoop en ag Here, net in al my liefde, Vader, wat in my hart uitgestort is deur u Gees, te kan oordra, dat ons dit kan verstaan, Vader, en elkeen kan sekerheid hê ook oor hierdie saak. Baie, baie, baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid vanoggend om weer so saam te kan kuier, te kan inskakel vir die wat nou eers ingeskakel het. Baie, baie welkom hier by ons, hier op die Dak International page, waar ons uitsaai op 'n Dinsdag, Woensdag, Vrydag en Sondag. Prys die Here. Die afgelope maand het ons 'n bietjie minder uitgesaai, wel ek, want ek het die meeste van die tyd bestuur, so ek was 'n bietjie poegaai gewees, maar ja, vanoggend is ek weer bietjie versterk, en ek het lekker uitgerus, en ek glo die Here sal ons ook die verdere deel van die pad lei en help. Prys die Here. Goeiemôre almal, prys die Here. Nou, ons het so lekker gesels Sondag oor die plan van die Here, en natuurlik na 'n diens so Sondag, ons staan daar maar weer vra, en dit is normaal, dit is nie 'n probleem nie, en dit is hoekom dit so lekker is om die woord van mekaar, van die Here aan mekaar te bly bedien, mekaar die hele tyd sekerheid te gee, sodat ons daai sekerheid in ons geestelike lewe kan hê. Ek dink julle die doop was Sondag awesome geweest. Wow, ja, dit was cool, hè? Ja, die aanlyn kerk is hier op die lyne besig, ons doop en ons gaan aan, prys die Here, dis net so lekker. Nou ja, toe ons gesels het oor die plan van God, hier as vra ons staan, is die plan van God en die wil van God dieselfde? Ek weet nie of u dalk daaraan gedink het, of u daaroor gewonder het nie, so ons gaan vanoggend dit so 'n bietjie uitklaar, en natuurlik die skrif wat, is hy oop? Ag, jy is die dierbaarste, jy is die dierbaarste mens. Prys die Here. Ja, Jakobus 4 vanaf vers 13. Jakobus 4 vanaf vers 13. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. So hy praat nou met hierdie mense wat nou sê, vandag of môre sal ons na hierdie stad toe gaan, ons sal dit en dat doen, ons gaan hier wins maak, ons gaan sis en so hy praat nou hier met ons baie keer as ons so praat, nee, so ons gaan nou lekker volgende daar gesels. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe, en dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. So ons lewe op aarde is nie baie nie, is maar net so damp, is maar net so verbygang, sodat ons harte vir die Here kan gee en siele kan win. Prys die Here, en dit wat ons nodig het terwyl ons doen, dit voorsien die Here, hy weet wat jy nodig het, en hy voorsien dit vir jou dat jy nodig het om hier deur te gaan op hierdie aarde, as jy werk nodig het, as jy besigheid nodig het, of wat ook al jy nodig het, dit voorsien hy vir jou, sodat jy kan aangaan. In plaas dat julle sê, okay, dit is, hier is nou die groot conundrum, so kom ons luister mooi na hierdie vers 15. In plaas daarvan dat julle sê, as die Here wil en ons lewe,
dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery, al sulke roem is verkeerd. So ons het nou mooi uitgesorteer dat die plan van God is ons ewige lewe. En dit wat ons intussen nodig het op hierdie aarde, sal hy vir ons voorsien, sodat ons kan aangaan. Maar hier praat hy so mooi, en ek dink dit bring ons vir ons 'n verwarring. Wat praat hy hiervan in hierdie skrif? Nou wat hy hier vir ons probeer sê, is dat die mens baie arrogant is. So as jy volgens 'n bietjie saam met my daaraan kan dink, dit is hoe die mens is. Mens praat groot. Jy beplan dinge asof God nie bestaan nie. Asof jy die hele tyd net jou lewe kan uitsorteer en reël volgens jou denke. En dit is wat hy hier aanspreek. Dat die mens is 'n wese wat ongelukkig so voortgaan. Met sy eie planne, met sy eie wil en baie keer in arrogansie. En omdat die mens net aangaan met sy eie planne en sy eie wil, praat 'n mens baie keer groot, veral as daar baie dinge vir jou uitwerk volgens die vlees. En jy gaan aan en jy bereik dalk sukses op hierdie aarde of wat ook al die geval mag wees. Is dit asof 'n mens dan op jouself aangewese is? En dit is wat die woord hiervan praat, en dit is wat die hele skrif van praat. Nou kom ons lees gou weer die skrif, okay? In plaas dat jy sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Nou ek wil gou vir julle gaan lees in die Engelse Bybel, en dan gaan ons dit baie meer duidelik verstaan, want hier kan dit so 'n bietjie verwarring dalk nog skep. Kom ons lees sommer hier in die King James. For that you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. So waaroor gaan dit hierso? As die Here wil dat ons nog lewe, dan sal ons dit of dat doen. Dit gaan nie hier oor die wil van die Here dat ons dit en dat gaan doen en dat ons gaan handel dryf en dat ons gaan geld maak en al hierdie dinge nie. Dis glad nie waaroor hierdie skrif gaan nie. Hy sê as dit nog die wil van die Here is dat ons lewe, dan kan ons dit of dat nog gaan doen. So dit is wat hy hiervan praat. So dit gaan nie oor hierso, dis die wil van die Here dat hierdie mense nou na hierdie stad of daardie stad gaan en gaan handel dryf en geld maak nie. Dis jou eie plan. Okay? Maar as 'n mens die Here in jou lewe ken, in alles wat jy doen, jou lewenswyse getuig daarvan. Jy is so besig om 'n verhouding met die Here te hê. Jou hele lewe is in onderdanigheid met die woord, met God. Jy neem aan, jy verneder, jy aanvaar, jy leef, jy pas toe en so gaan jou hele lewe. Dan is jy so geonderwerp aan God, sodat jy basies dit kan bid. Here, as ek ewe nog lewe, sal ek dit en dat doen. Nou, ons lê baie keer die klem op, ons gaan na 'n ander dorp toe, 'n ander stad toe, en ons gaan dit of dat, of is dit die wil van die Here dat ek hierheen gaan, is dit die wil van die Here dat ek daarheen gaan, is die wil van die Here nou dat ek hierdie besigheid doen, is die wil van die Here dat ek na hierdie skool, hierdie universiteit, of wat ook al gaan, ons voel dis die wil van die Here, maar al wat hy hiervan praat is, as dit die wil van die Here is dat ons nog lewe, dan kan ons eie plan gaan uitvoer. Maar ons lewe moet so geonderwerp wees aan God, sodat ons in elk geval hom ken in al ons weë, sodat hy ons baie vir ons gelyk maak. Nou, hoe werk dit? Wanneer 'n mens planne het, en jy maak dit bekend aan die Here, en dit gaan jou ewige lewe, jou geestelike lewe, skade aandoen, dan sal die Here jou waarsku, of dit sal openbaar op 'n manier, sodat jy kan weet, maar ek moenie aangaan met hierdie saak nie, want dit gaan my geestelike lewe skade doen. Dit gaan my ewige lewe dalk kos. En dit is baie keer waar die Here ons in ons spore stop. Nou dan is dit nog steeds jou eie wil wat kan maak of jy gaan aanvaar die waarskuwing of die
die saak wat uitkom, of wat ook al, hoe dit ook al geopenbaar word, of jy dit gaan aanvaar, die raad van God. Die raad van God is die advies van God. So hy gee vir jou baie keer advies, uit die woord uit ewen. Jy lees dalk iets in die woord raak, en jy besef, maar dit wat ek nou gaan doen, gaan my geestelike lewe skade doen. En dan hang dit nog steeds van jouself af. Gaan jy dit aanneem, of gaan jy dit verwerp? En baie keer, omdat 'n mens arrogant is, en vol grootpratery is, en druk vir 'n ding, of sukses, of wat ook al, of meer geld, of meer iets, of meer dat, of meer wat, is dit so, dat 'n mens baie keer in hierdie probleme beland, wat jou geestelike lewe, ek praat nie van tydelike druk nie, baie keer in jou besigheid, of in jou werksituasie, is daar druk, en ons gaan deur daai druk, en in daai druk moet ons vrug oplewer, en vrug dra, en al die dinge, maar daar's baie keer dinge, wat ons self forceer, in ons grootpraatheid, in ons arrogansie, om teen die woord te gaan, en dit berokken ons skade, en dit is waar die Here ons baie keer van weerhou, want sy plan en sy wil is presies dieselfde. Sy plan en sy wil is om ons hemel toe te vat. Ons as kinders van God moet ons lewe so inrig dat ons hemel toe gaan. Ons moet sy woord so aanneem. Ons moet dit so deel maak van ons lewe. En weet jy wat, ek dink baie keer met ons arrogansie in ons harte, redeneer ons om punte in die woord van die Here. En dit is wat die Here ons wil leer. Moenie begin redeneer teen die woord nie. Dis jou eie grootpratery, dis jou eie arrogansie, wat dinge wil deurdruk, en wil deurforceer. En jy wil eintlik vir God druk, om 'n sekere ding te laat gebeur, wat nie kan plaasvind nie. So mens voel baie keer jou eie woorde, het soveel krag, dat dit God kan intimideer, en God kan druk, en God kan forceer, om 'n sekere saak in jou lewe te laat gebeur op hierdie aarde. En dit is weer eens wat ons so mooi praat. Die plan en die wil van God is om jou hemel toe te vat. Wat intussen hier moet gebeur, sal God vir jou voorsien. Jy mag hom vra vir baie dinge. Jy mag hom vra om te voorsien. Jy mag hom vra om in jou besigheid vir jou leiding en rigting te gee, en wysheid en insig en al die dinge. Maar baie keer kom daai wysheid, baie keer kom daai insig, en dan verwerp ons dit. Baie keer kom die raad van God, die advies van God, maar dan redeneer ons teen dit. En dit is baie keer 'n arrogansie in ons as mens. Nou, as mens ook dink aan die vrede wat Stanley van gepraat het, wat in die skrif staan, in Jesaja, nee? Ja, Sagaria. Ag, Sagaria, skiesie. Sagaria, wat is die skrif nou weer? 10 vers 2. Sagaria 10 vers 2. Jy kan dit weer gaan lees. Wat hy sê, daai vrede wat ons moet bekom. En baie keer dink 'n mens moet vrede op aarde hê. Die vrede wat hy daarvan praat is 'n innerlike vrede. Hier gaan ons druk ervaar, hier gaan ons moeilikheid ervaar, hier gaan ons vervolging ervaar en verdrukking en al hierdie dinge gaan ons ervaar. So jy gaan nooit vredevol op die aarde kan aangaan en woon en al hierdie dinge nie, maar terwyl daar onrustigheid is om jou, terwyl daar druk is, terwyl daar verdrukking is, terwyl al hierdie dinge om jou gebeur, moet jy innerlike vrede in God behou, om te weet, maar my ewige lewe lê voor. So dit is waarin jy jou vrede moet kry, want jy het jou vrede gekry die dag toe jy die Here Jesus Christus aangeneem het. Hy het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dis waar jy jou vrede kry, dis waar jy jou rus kry, en dis waar jy jou vrede en jou rus moet behou. En as ons nie 'n verhouding met ons hemelse Vader behou in ons geestelike lewe nie, sak ons terug in hierdie onrus in. Ons raak dat daar nie meer vrede in ons siel, in ons innerlike is nie. En dan raak ons heel de mekaar. Nou dit is wat die woord vir ons so mooi sê. Behou jou rus daar. Behou jou vrede daar. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Maak nie saak wat se omstandighede daar is nie. Behou die vrede in jou siel, in jou innerlike. Want as 'n mens hier gefokus is, gaan 'n mens bitter raak baie keer oor omstandighede, baie keer wat jou pad verbykom, baie druk wat jou pad verbykom. Gaan jy bitter raak en dit gaan jou hele lewe verbitter.
En dit is wat die plan van Satan is. As hy jou kan kry dat jy verbitterd raak, kan ek vir jy sê, jy sak heeltemal terug uit vrede uit. Dan is dit onrus, jy is praatsiek, jy is bemoeisiek, jy bemoei jou met soveel dinge, jy dra hierdie bitter storie oor aan soveel mense en jy besoedel almal om jou en dit is wat onrus verwek. So dis die plan van Satan. Hy wil graag hê jy moet in hierdie bitterheid inval, terugval in dit in. En dit is waar ons daai vrede moet hou. Wanneer daar situasies gebeur, wanneer dit opkom, wanneer daar onrus in jou is, gaan na die Vader toe en praat daaroor. Gesels met die Vader daaroor, kry 'n antwoord by die Vader daaroor, gaan kry rus deur die Here Jesus Christus, gaan kry vrede weer eens in jou hart, sodat jy die situasie kan face vir wat dit is, deur die woord van die Here, in liefde, in vrede, om te verstaan, maar ek met my ewige lewe moet ek behou. So maak dit vir jy sin volgens so die wil wat hy daarvan praat, is, gaan ek nog môre lewe om my planne uit te voer? So dis al waaroor dit daar gaan. So ons moet nie gaan staan probeer redeneer, wat is nou die plan van God, wat is nou die wil van God, en dit probeer uit mekaar uittrek nie. Ons moet verstaan, die plan en die wil van God is een. Dis vrede en is om hemel toe te gaan. Maak dit sin vanoggend? Amen. So jy gaan voer jou planne uit, jy gaan aan en jy praat met die Here daaroor en daar gebeur goed in jou lewe en life happens. Life happens. En dis alles wat ons moet hanteer elke dag van ons lewe. Ek dink ons wil baie keer baie dinge te vinnig 'n evangelie maak. Ja, en ons wil eintlik spesiaal wees op aarde asof daar nou niks met 'n kind van die Here mag verkeerd gaan nie. Yes, want dan voel ons nou dis buite die wil van die Here, nee, dis hoe ons praat. Ja. Dis hoe ons praat. Was dit nou ooit die wil van die Here omdat ek nou moeilikheid opgetel het? Yes. Maar as ons kan verstaan, die wil van die Here, die plan van die Here is om ons hemel toe te vat en life happens. Daar gebeur dinge, ons moet dit hanteer, ons moet dit face, ons moet daar deurgaan, ons moet die gesindheid behou. Die gesindheid van die Here Jesus Christus moet ons behou. Ons moet die vrug bly uitlewe. Maak nie saak wat gebeur nie, want dit is vir my so mooi dat wanneer 'n mens in 'n verskriklike druk en 'n persing sit en jy besluit die regte ding, jy neem die woord aan, dan is dit daai prys wat jy betaal. Dan is dit so mooi, want dit is daai druk wat jy deurgaan, daai persing wat jy deurgaan, en jy neem die regte besluit, en jy tree met die regte gesindheid op, dis om die prys te betaal vir die evangelie. Nou staan net so mooi met Kathleen gepraat oor die nuwe wyn wat ons nou weer gaan drink saam met die Here Jesus Christus. Nou ek wil nie daarop uitbrei nie, maar dit is so mooi, wanneer jy 'n mens toegee, dan kom daai vrug in jou lewe na vore, en dit kan saamgedrink word deur die Here Jesus Christus ook in ons. Loof die Here, want hy het oorwin, en ons moet ook oorwin, maar dis 'n boodskap op hom se eie. Maar dit was my so mooi geweest om te dink dat ons kan ook oorwin, ons kan ook die prys betaal, ons kan ook daai nuwe lewe deelagtig raak, saam met die Here Jesus Christus. So ek hoop dit maak vanoggend vir julle sin, en ek hoop jy het antwoorde op dit. My myne was dit duidelik geweest. Ja, dis net die groot ding is, as ons as kinders van die Here deur daai persing gaan, dis wat as jy die wêreld gaan daardeur en ons gaan daardeur. Yes. Van dinge om ons gebeur, elke ding wat ons het gevolge. Ja. En ons jy moet vas staan in jou geloof en die regte besluite maak en jou gesindheid openbaar volgens die woord. Amen. Dis wanneer daai vrug na vore kom, daai persing bring daai vrug na vore. Yes. En dan word hy uitgedruk en so. Wow, dis mooi. Ek dink daai boodskap gaan ook nog gebedien word. Dis so mooi. Ag, en ek wil net volgende aanmoedig. Ek dink ons maak te veel baie keer van omstandighede. Ek dink ons wil dit baie keer die evangelie maak. As dit gebeur, die Here is nou nie met my nie. As dit gebeur, ja, dis die wil van die Here. As dit life happens, dit gebeur. Dit gaan aan. Die wêreld het druk. Ons as kinders van die Here het druk. Daar gebeur elke dag dinge, maar jy moet jou gesindheid behou deur die dinge wat jy gaan. Ja, dis eintlik wat die woord, hoekom hy so baie van die druk praat, is om ons aan te moedig eintlik. Yes. Hoor hierso, die druk gaan daar wees, maar Yes. julle moet die vrug oplewer. So julle is nie die wêreld, julle is nie die skape onder die wolwe,
Die druk gaan daar wees en daarom word ons deur horde skrifte eintlik aangemoedig om vas te staan in ons geloof, so is niks vreemd nie. Wow, dis baie, baie mooi. So ja, die deurendheid in die woord lees jy van daai druk, maar ons moet ons gesindheid bou, ons moet die pryse betaal, ons moet van onsself gee. En ek dink dit is so iets wat baie mooi deurgekom het op hierdie trip, is dat ons van onsself moet gee. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak hoe jy dink nie, maak nie saak hoe jy voel terwyl jy deur die druk gaan nie, jy moet van jouself bly gee. Dis wanneer jy die prys betaal en wanneer 'n mens dit begin doen, kan ek vir sê raak die woord vir 'n mens lewend. Amen. Want as mense nie die prys betaal en aanneem en toepas nie en bly groot praat en bly redeneer, gaan jy nooit kan verstaan wat se vryheid in die woord van die Here is wanneer ons dit aanneem nie. Wow. Prys die Here, u moet sommer 'n baie, baie lekker dag hê hier vandag. Ons is op pad George toe, ons gaan vir so 2 aandjies daar oorslaap, ons moet so 'n bietjie tyd opmaak, die kinders skryf oral eksamens, so ons het nou net so 'n bietjie tyd opgemaak, met die 3 daggies wat ons maar die Here gebruik, dit ten goeie, en ons harte moet net oop wees, en ons moet net sê, Here, gebruik ons waar u kan, en so ja, dit is nie vir ons vakansie nie, ons harte bly die hele tyd gerig op, Here, wat kan u dalk net hier bereik of doen, of met wie wil u praat, of wat ook al die geval mag wees. So loof die Here, dink aan ons, bid vir ons bid vir u, en ons sien mekaar weer Woensdag aand, as dit die wil van die Here is, op die lig saam met Stanley 6:30, loof die Here. U moet 'n baie lekker dag hê, lief vir almal, bye! Bye!